Hallo kykers en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Nou hierdie episode gaan bietjie interessant wees, want ons het 'n gas wat nie pas by die anders van die jaar nie. Ons het selfs ook 'n interessante boek en 'n interessante liedjie wat se temas redelik saam aan mekaar kom. Nou dit gesê, voordat ons daarin val, gaan ons 'n bietjie gesels met Jacques du Toit oor wat's nuut. Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Soos julle gehoor het, ons het 'n interessante gas wat gaan kom, maar voor dit, soos julle weet, is ek en Jacques hierso om 'n bietjie te gesels oor wat's nuut. Hoe gaan dit met jou vandag? Nee, dit gaan goed met my, Fransjo. Ek kan nie kla nie. Ja nee, ons kan nooit kla nie. Dis maar hoe dit gaan wees daar. Al ons werk by die koerant, ons hoofwerk is om te kla. Ek meen, ek kan nie strei nie, maar ek wil ook nie saamstem nie. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van wat aangaan by jou deesdae. Jy's in die landbou, so vertel ons 'n bietjie meer. Is daar enigiets nuuts wat uitgekom het dalk vir die jeug? Ek weet jy was by die skou laas gewees, die Windhoekskou, né? Nee? Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Windhoekskou was lekker. September was baie besig, want dan was Sandrietskou, Gobabaskou, Grootfonteinskou, Windhoekskou en dan laasweek was al die kongresse gewees van al die landboumense en so aan. Ja, die Windhoekskou was lekker. Ek moet sê daar was baie mense gewees, daar was 'n klomp jong mense ook gewees. 'n Bietjie van die jonger boere. En dan het ons nou maar die beeste gekyk daarso, al die kleinvee gekyk en die mense wat gewen het en so. Ek kan nog 'n bietjie aangaan. Maar ja, nee, die Windhoekskou is lekker. Jy kan sien daarso hulle wil die jeug betrokke kry daarso om van die grond af op in landbou betrokkenheid te raak. Daar's groot motivering vir die jeug om in landbou betrokke te raak. Ja, jy het nou gesê daar was van die jong boere daarso. Ja. Nuwe boere wat ingekom het en alles. Ja. Ek het dalk 'n bietjie met hulle gesels, wat jy vir ons kan iets vertel? Dit was te besig geweest. Ek sê nou hulle is jonk, maar hulle is eintlik al wanneer ons in landbou praat, dan is hulle hier so in 40 of 42. Okay, ja. Vir ons is dit die jong boere, so dit is nie mense regtig onder 30 of so per se nie, maar Maar nee, dit kan altyd afgaan. Ons hoop volgende jaar is 'n bietjie beter in terme van jong ons hoop so, boere. daar's 'n ernstige tekort aan jong boere. Ek dink meeste mense wat vir interessant was laasweek is die ouer die pad verduidelik. Hoe jy in landbou inkom en hoe jy 'n boer is, die tradisionele manier en ek dink mense misverstaan dit baie keer is. Hulle dink jy gaan net 'n plaas kry en dan gaan jy gaan boer. Gewoonlik die pad om in boerdery in te kom is of jy gaan swat 'n bietjie om te boer, dan gaan werk jy eers op iemand se plaas, sê maar vir 5 jaar of 6 jaar. Dan wanneer jy nou 'n bietjie weet hoe om 'n plaas te werk en plaas te bestuur en so, dan huur jy 'n stuk grond. En dan op daai gehuurde stuk grond, daarso kan jy nou begin boer en 'n wins maak en daai tipe goeders en as jy geld maak daarso, dan kan jy na die bank toe gaan en sê kyk gee vir my 'n lening en dan kan jy jou eie stuk grond koop. Okay. So baie mense dink dit is net so 'n korttermyn of jy gaan nou by die regering 'n stuk grond kry en as jy nie grond by die regering kry nie, dan kan jy nou nie gaan werk en so nie. So die jeug gebruik daai baie as 'n blok. Maar die aard van die saak is as jy in landbou ingaan, dit is 'n langtermyn loopbaan. Nie almal gaan 'n plaas hê nie. Jy gaan maar eers jouself moet opwerk veral as jy van niks af begin het. Ja. Praat van regering se grond. Ek het iets gesien 'n rukkie terug. Ek weet nie of jy dalk iets daarvan weet, maar ek het nog nooit wel kans gekry om in te kyk nie. Maar daar is 'n nuwe wet wat hulle wil deurgee, wat van die regering se grond gee en alles, wat die jong mense gaan blok om grond te kry. Yes, ek weet nie of ek is so die regering, ek twyfel die regering sal so iets maak want jy maak nie saak wat jou ouderdom is, jy het 'n konstitusionele reg tot privaat eiendom. So daar's nie iets wat die regering. Jy sal my 'n bietjie meer vertel, maar ek het nie gelees van daai. Ek het ongelukkig ook die tyd gehad om eintlik in te kyk nie, maar dis wel iets wat ons dalk moet inkyk. Want ek onthou ek het dit iewers gesien, 'n rukkie terug in die koerant in. Nee, yes, ek twyfel die regering sal so iets doen. Ek weet net hulle het nou die nuwe grondhervorming wette en die goeters bietjie ingebring, maar ons was laasweek by die landboukongres gewees en die prokureur sê daarso, dis nie iets te ernstig om oor te stres in terme van dat hulle die grond in die plase gaan afvat nie. Want uiteindelik as jy die grond wil afvat, jy kan nie teen die konstitusie gaan nie. Die konstitusie beskerm jou grond, jy het reg tot private eiendom. Okay, dis nogals waar.
Ja. Die ander ding gesê, praat van regering. Het jy gehoor wat het laas week gebeur? Die landboukongresse of wat? Nee, ek praat van iets 'n bietjie anders. Ken jy vir okay, natuurlik ken ons van Sanet Steenkamp, ons minister van Opvoeding. opvoeding. Daai is Educasie. ek het my direkte vertalings hierso, maar ja, sy het, ek glo dit was laasweek Vrydag, Ja. het sy gegraduate met 'n PhD Ja. in education en alles, né? Nou, vir my die eerste ding wat ek wil opbring is hoe snaaks moet dit nie wees nie. Jy is 'n onderwyser en jou minister sit in jou klas. Hoe van my kant af dink ek net dit sal 'n interessante ervaring wees. Want dit is jou groot pas. En maar tog sit sy jou klas. Ja, wat kan 'n mens sê om dan moet jy kommentaar lewer oor hoe die politieke stelsel werk. Nee. Nee. Is nie altyd ons sê in 'n teknokratiese staat nie. Maar ek is baie bly vir haar en sy het 'n doktorsgraad in opvoeding. Ja, sy het 'n PhD in education gekry. Ja. En ek het so 'n bietjie met haar gesels, nou wel nie baie nie, maar sy het gesê met haar doktoraat wat sy nou het, is sy van plan om te gaan en te begin publiseer en alles, want sy wil baie graag hê dat die tegnieks en die goeders wat Namibian onderwysers gebruik, wil sy baie graag uitsit en laat dit vervorder en alles. Dat ander mense ook nog kan doen en laat ons die land se education system alles kan opbring. Ja. En ek moet sê, die tyd wat dit vat om 'n graad soos hierdie te kry, nê, volle respek vir dit. Absoluut. Ek meen ek is seker sy werk nou nog voltyds en dan doen sy nog al daai tipe goeders en dan om 'n graad te kry tussendeur. Nee, jy's like absolute respek en dan beweeg nog 20 sulke mense nodig. Ja. Want die opvoedingsstelsel in Namibië, jy kan basies sê dit moet nog ontwikkel word. Daar is basiese infrastruktuur, maar hulle vat tog nie die opvoeding van die jeug ernstig nie. Dis by sport en dit is by opvoeding. Veral ek raak so kwaad met sokker. Die ding is ek sou wel stry, dis nie net sport en opvoeding nie, maar kuns ook. Maar kuns is baie belangrik. Maar dit is nou wel 'n gesprek vir 'n ander tyd. Sekere mense sou ek sê is nog nie voorberei vir daai gesprek. Vir kunsgesprekke. Ja. Want hulle sien dit mos nog as kinderagtig en speel en alles. As jy dink kuns is kinderagtig, ek meen dit is 'n manier hoe 'n nasie sy emosies uitdruk. Ja. Sport is een manier en kuns as jou land die kultuur het of kuns het dit dan is jy 'n dooie plek, dis 'n emosionele dooie persoon. Ja, want jou kuns kom van jou kultuur af as jy so daarna dink. Kuns is kultuur en kultuur is kuns, of dit musiek is en of dit teken is en of dit wat is. Kuns is hoe ons trauma tot 'n sekere mate, die traumatiese ervaring in die lewe prosesseer. So as jy nie vir mense ergens moet mense tussen die werk en die malligheid net bietjie sit en 'n paar mooi woorde uitdink. Of net 'n flip of net 'n liedjie bietjie speel. Maar nee, kuns en kultuur moet groot gemaak word. Ja, nee, ons hoop maar dit raak beter soos met tyd gaan en alles. Nou, dit gesê, terwyl jy lekker by die landbou was, wat 'n raai, waar was ek? Was jy nie matriekafskeide en daai goeters gewees nie? Die res van my span was eintlik besig met matriekafskeid en alles. Ek was iewers anders, want laasweek was Science Week. By WAP. Ja, nie net by WAP nie, dis nou wel reg oor die wêreld Science Week in Oktober. Maar wat by WAP gebeur het, ek is nou nie seker of jy dit daar in die koerant gelees het nie, maar WAP het en die Namibian Institute of Science het 'n event gehad basies waar hulle radio gebruik het om 'n astronaut op die ISS te kontak. Het hulle daarby WAP met die astronaut gepraat? Ja. Het die astronaut teruggepraat met hulle? Ja. Soos hulle het kinders gehad wat opgekom het 'n vraag gevra het en dan het die astronaut geantwoord. Weet jy met watter astronaut hulle gepraat het of ek weet, Amerikaanse een of wat? Ek kan net nie sy naam op die oomblik onthou nie. Jy het my nou 'n bietjie vasgevang. Maar weet jy of 'n Amerikaans of Chinees of Russies of Nigeriese astronaut? Ek dink dit was 'n Amerikaanse een. Maar ek kan nie 100% eerlik wees. Ek is nie 100% seker op die oomblik nie. Dis nou, so ek sê dis nou wel laasweek. Ek het die artikel skryf, maar hy naam is 'n bietjie
Is 'n bietjie moeilik vir my om te Ja. onthou. Dis een van daai geswelde name so te sê. Ek hoop hulle hou almal sulke goeters. Wetenskap is ook baie belangrik. Wetenskap en kuns is amper vir my ewe belangrik. Ek weet kuns gaan nou nie vir jou medisyne en goeters gee nie. Maar dit dra ook iets by, maar wetenskap is ook belangrik. Ja, en sport is ook belangrik. Wat is nie belangrik vir die jeug? Alles is belangrik. Niks doen, ledigheid. Ledigheid is nie belangrik nie. Nee, Dis die ons- duiwel se speelgrond. Ja nee, ons doen gelukkig nooit niks nie, soos wat julle nou gaan sien. Jacques, baie dankie dat jy opgekom het weer eens vir Wat's nie. Nee, dit is 'n groot plesier. Ja. Nou, kykers, soos ons gesê het voorheen, moet nêrens gaan nie, want hierna het ons 'n interessante onderhoud met Stalin Steenkamp. Hallo en welkom by hierdie episode se onderhoud. Nou, saam met ons het ons 'n interessante gas wat 'n bietjie anderster is as normaalweg. Dit is Stalin Steenkamp, 'n bekende chef. Hoe gaan dit met jou vandag, Stalin? All good, how are you doing, François? Dit gaan goed, dit gaan goed. Dis wonderlik om jou ontmoet. Jy ontmoet nie sommer chefs nie. Hulle is altyd daar in die kombuis. Yes. Nou, Stalin, jy is 'n chef. Jy het nou al redelike reis gehad, soos wat ek weet. Nou vertel ons 'n bietjie meer daarvan. François, ek het as 'n kind in die kombuis in my ma se huis begin kook. Jy ken hy Sondag namiddag as ons moet slaap. Dan het ek teertjies en goedjies gebak. So as hulle namiddag opstaan is hulle darem nie so kwaad as ek nie geslaap het en ek het ten minste 'n tert of iets gemaak. Maar dis waar alles begin het. Begin in ek het skoolgoed gaan was en skoon gemaak in 'n klein restaurantjie op vakansietye en later toe gaan werk by hierdie restaurant en by 'n French chef. Het vir my meeste van die basics geleer van cooking. En ja, dis waar alles begin het. Wow. En van daar af kompetisies gedoen in Namibia. Ek was teammember van die African Culinary Cup se span van Namibia. 2 keer, 2013 en 2015. En ons het al 2 kere gewen daarom ook. 1 keer in Suid-Afrika, 1 keer in Namibia. En van daar af het ek in klein restaurante, hotelle gewerk in Namibia. Ek het oorsee gaan gewerk in die Bahamas vir 'n paar jare as 'n private chef. En ja, terug huis toe gekom en verder in restaurantjies en guesthouses en oral gewerk. En nou doen ek catering vir myself, my eie besigheid en dit doen nogal goed. Ja, dis 'n interessante ding want jy sou dink dat jy moet 'n graad hê, ons nou na Yes. cooking school doen alles, Yes, maar tog yes. jy het niks gesê daaroor. Ek het glad nie enige kulinaire skool toe gegaan nie. Ek het basically net in 'n kombuis geleer as 'n apprentice vir 3 jare en van daar af het ek my eie vlerke gekry en gekyk hoe lyk dit daar buite. Dis nogals interessant want veral nou in vandag se tyd wanneer almal al hierdie verskillende grade en papiere so jy sê jy het sommer deurgekom om net daar te gaan werk. Ja. Net te werk en te leer. Net te werk en te leer. Kyk, in kombuis is dit nie altyd as anders as jy die skool uitkom en jy kom in 'n kombuis en dan is dit 'n hele ander ball game, if you want to call it that. Dis jonger chefs los baie die hele industrie want hulle weet nie hoe dit regtig is nie. Wow. Veral as hulle uit skole uitkom, waar hulle in 2 jaar in 'n skool gegaan het en dan kom hulle in die industrie en hulle kom werk 'n jaar en dan sien hulle eintlik dis nie wat hulle eintlik wou gehad het nie. Okay. Dis 'n interessante manier om dit te sien. Nou, as ek jou opinie mag vra, dink jy dis beter om te werk in 'n kombuis of om te studeer in terme van die wat wil chefs word? Kyk, ek sê as jy regtig die passie het, dan kan jy maar gaan leer. Vir my sal dit ook beter gewees het om, om bietjie by 'n skool te gewees het en iets te geleer het van 'n skool se perspektief af. En dan in 'n restaurant of in 'n hotel te kom en dan die practical begin en doen. dan die practical te doen. Okay. Yes. Maar ek baie ouens wat ek ken wat nog steeds chefs is, was nie by skole nie. En dan is daar ouens wat ek ken wat
by skole was wat nie meer chefs is nie. Okay. Ja. So jy sou sê dis nou maar om dit te balanseer, sê jy. Yes. Skool en prakties Ja, te probeer self ja, te kry. Ja, Okay. ja. Want ek staan en dink nou met dit, jy kry mos hierdie afstand wat mos nou deesdae inkom en alles. Nou ek weet nie of dit moontlik is by 'n kulinaire skool nie. Jy doen mos nou jou werk in die kombuis en dan het jy mos nou ook jou studeer na die tyd. Ja. Nee, in 'n kombuis is dieselfde as jy ook bietjie meer jou by die skole leer jy meer die finansiële part van die restaurant running or hospitality or whatever. So as jy nog nie skool gegaan het, dan sal jy net moet kook en dan sal dit bietjie moeiliker wees om jobs te kry waar jy nou die experience nodig het om die financial part of all of it te kan doen. Okay. Dis nogals interessant. Dis nogals 'n bietjie anderster of althans omgedraai in terme van soos gewone werk. Yes. Goed soos dit. Ja. Nou, vertel ons 'n bietjie, jy sê jy het begin in die kombuis, van jou ma se kombuis toe jy klein was en alles nou. Hoe het dit uitgekom? Wat het jou aangetrek aan kos maak? Behalwe nou dat jy nie wil gaan slaap middagtyd nie. Kyk, my ma het altyd laat gewerk. Sy het altyd 7 uur, 8 uur toe gewerk en dan moet ons kos maak by die huis. So dan is my suster of dan is dit ek en dan was dit 'n skottelgoed was ding en dan die ene wat skottelgoed was maak ek die ene wat skottelgoed was het nie kos gemaak nie. En die ene wat kos maak was nie skottelgoed nie. So vir my dit meer, maar later toe ek hou ek van die kos maak. Ek sal die sokker in die straat los en die kos gaan maak by die huis. En nou van daar af het ek net nooit skottelgoed meer gewas nie. En Sondagmiddag was dit altyd 'n ding in ons huis dat almal saam kos maak. So ek dink dis waar alles ingekom het ook. Die Sondag saam met die hele familie kos maak en dis 'n intieme ding gewees. En waarvoor ek lief geraak het. Kyk, as iemand met 2 ouer susters, dan kyk almal van ons wat broers en susters het, kan saamstem. Die bakleierery met die skottelgoedwassery is waar. Dit oral. Ek dink ons was ook so. Ja. Die stryery van maar ek het kos gemaak, jy van sy skottelgoed. So daar's definitely iets daar wat ek kan saamstem. Yes. Uit al die plekke waar jy al was, die Karibië, Suid-Afrika, al die plekke. Ja. Wat is jou gunsteling plek om te wees? Die Karibië was die beste vir my, ook oor die kos. Veral in die Bahamas, daar's mos nou verskillende kulture, die Jamaicans, die Bahamians, dan is daar Haitians. And then you have a lot of Latin people. Daar's klomp verskillende mense van klomp verskillende lande in die Bahamas. So die kosse was verskillend. Daar was die Caribbean kos was vir my net van is altyd vars. Dis tasty en ja, ek dink ja, dis en vis. Baie vis en dit was net heerlik. Dit was vir my Caribbean was die bestes. Nou ek gaan leer vis vang. Nee, ek kan nie eens vis vang nie. Ek love met vis kook en ek sê vir myself altyd ek kan nie eens vis vang nie, maar ek love met vis kook. Nou moet jy leer. Ek wil graag iets uittrek. Nou kom ons sê so, spesifiek uit die Caribbean se resepte en se nasies en alles. Yes. Wat is die moeilikste dis daar wat jy ooit geleer het om te maak? Hulle het iets soos wat jy noem conch salad. Conch is soos hy kom ook in 'n shell. En hulle trek dit uit, hulle duik basically vir dit. Dis in 'n groot skulpin en hulle haal dit uit en hulle sny dit soos in baie klein blokkies so salsa. En dan kry jy nou vegetables en citrus en alles wat hulle bysit. En kyk, dit kan niemand anders maak behalwe as jy Bahamian is. So dis iets wat ek al geprobeer het en net nooit reg gekry het soos hy moet wees. Nou, Diane, ek sou maar sê ons almal het ons eie secrets so wat jy ingooi. Yes. Wat word hulle genoem? Die ouma resepte. Ja. Daar's altyd daai klein ietsie wat nie neergeskryf word wat niemand weet nie. Wat niemand van weet nie. Ja. Nou, wat is jou sogenaamde signature dish? Ek sal nie sê ek het 'n signature dish nie. Maar ek love Asian kos kook. Ek love met soy sauce werk.
As ek sê ek het 'n signature dish, dan sal ek, of wat ek love om te kook is salmon teriyaki. Oh, Met jasmine rice en just steamed broccoli. Dit is simpel, maar dit is delicious. Dit klink baie lekker. Ja, dit sal ek sê is wat ek love om te kook as ek nou 'n punt wil bewys. Dan sal ek dit kook, want dit is ook nie die maklikste om met sojasaus te kook nie. Ja nee, dit is nie. Jy kan dit so opmors of dis te souterig of dis te suur of dis iets. Ja. So ek sal sê dis vir my dis wat ek sal kook vir iemand dat ek wil impress. Okay. Ek sou definitely impressed wees, want dit is beslis die bietjie wat ek ken van kos maak. Hy is beslis iets moeiliks om te doen. Nou, uit geskiedenis uit, wat is 'n paar skills wat jy geleer het wat jy sou klassifiseer as geheime? Goeders wat nie sommer jy kan optel tensy jy spesifieke tipe mense of nasies ken nie. Ja. Wat het ek wel opgetel? By bak, ek kan nie eens sê ek het iets by bak opgetel nie, want ek is 'n slegte bakker. ek is very bad at baking. Ja, dat is 'n moeilike een. Okay, nou kom ek eers stel die vraag. Yes. Wat se tips sou jy uitgee? Sê maar so, wat mense nie kan leer uit 'n kookboek of uit 'n show uit nie. Met kos maak, ek dink patience. I think I have the patience. Whether it's baking or whether it's cooking a piece of steak of iets in 'n stoompot. Ja. Ek dink dis patience. Ja, want hulle ek het iewers gehoor iemand het gesê om kos te maak is gevoelings, maar om te bak is wetenskap. Ja. 100%. 100%. Nou, so 'n bietjie vertel ons 'n bietjie meer van jou die kompetisie wat jy laas deel geneem het en gewen het, wat jy mos nou gewen het en alles. My laaste kompetisie wat ek gedoen het was verlede jaar, toe ek weer na jare probeer om eerste te kom. En toe het ek nou verlede jaar in die senior chef competition deelgeneem en toe het ek tweede gekom. Dit was na 'n lang tyd was dit nogal baie lekker weer. Dit is chaotic soos gewoonlik en dit was net weer dit humble yourself as jy kom en as weer klomp nuwe jong chefs wat nie eens weet dat jy al die kompetisies gedoen het en dat jy miskien 'n bietjie van 'n gevaar kan gewees het. Maar dit was fun om weer te kook in 'n kompetisie met die pressure en die chaos. En ek sal sê die laaste kompetisie wat ek dan gedoen het was dan die 2015 Culinary Cup. Ja, pressure always. Veral as jy vir die land kook. Ek sal sê dit is 'n eer om te kook vir die land en dat jy ten minste kon raak gesien word bietjie en veral as jy nog nie baie experience het met ander dinge nie. Maar ja, kompetisies sal ek sê is waar jy ten minste 'n punt kan bewys en vir jouself bietjie kan ook wys wat jy kan doen. Ja, dit was nog 'n baie mooi boodskap om deur te gee van so 'n simpel en eenvoudige vraag sal ek sê, maar ongelukkig, dit is altyd wat ons het op die oomblik staan en baie dankie vir jou dat jy ingekom het en dat jy saamgekom het op die Blitz Fokusbank. Dis 'n plesier. En kykers, daar het julle dit gehoor, julle het die storie gehoor, julle het die reis gehoor en julle het die tips gehoor, be patient. Dit gesê, moet nêrens gaan nie, want hierna het ons voor in die koor. Hallo en welkom terug. Nou ek hoop julle het julself geniet met daai interessante boek. Maar nou is ons voor in die koor, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor 'n song deur François Coke en die song is niks anders as Breek. Nou, die liedjie Breek handel oor innerlike stryd
en die gevoel om onderdruk of gebroken te wees, maar tog steeds aan te hou beweeg. Francois van Cooke sing oor die spanning tussen krag en swakheid, hoe 'n mens soms op die rand van breek voel, maar juis in daardie oomblikke jou menslikheid en emosionele eerlikheid ontdek. Nou, hierdie liedjie se lirieke beklemtoon kwesbaarheid, selfondersoek en die soeke na hoop te midde van pyn. Nou, hierdie liedjie voel ek pas nogals by ons boek, want hy bring voor temas wat nie baie mense bereid is om oor te gesels nie, veral met julle, die jeug. Hierdie van julle wat klaar hierdie liedjie ken, en die ook van julle wat nie is na hierdie liedjie en hom nou eers gaan luister. Vertel ons weer eens, wat dink julle daarvan en wat se emosies laat voel dit vir julle? Hallo en welkom by Nuut op die Rak, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor 'n interessante boek wat ek gekry het. Nou hierdie boek is geen ander as Hell of a Country deur David Cornwell. Nou, Hell of a Country deur David Cornwell is 'n fiksieverhaal wat gebou is op die werklike skermmoordsaak van die vroeë 1970s in Suid-Afrika. Die roman volg hoofsaaklik 3 karakters: Lorraine van die Kerk, 'n 17-jarige meisie wat verlief is op haar baas Andre Becker. Andre self, 'n ortopediese tegnikus wat weier om sy vrou Sonet vir Lorraine te verlaat, en Alfie Geemoy, 'n man wat na 'n ongeluk sy been verloor en afhanklik raak van Andre se kundigheid vir 'n prostesie. Nou, Lorraine se obsessie met Andre en haar jaloesie teenoor sy vrou dryf die verhaal vorentoe en bring die vraag na vore of liefde ooit 'n regverdiging kan wees vir geweld of selfmoord. Teen die agtergrond van apartheid Suid-Afrika belig die boek temas van begeerte, mag, ongelykheid en menslike swakhede, en bied dit 'n gelaagde blik op hoe persoonlike drama en sosiale struktuur ineengestrengel kan raak. Nou, Cornwell se styl is poëties en dring deur in die siege van sy karakters, terwyl hy die leser uitdaag om morele grense en die prys van keuse te bevraagteken. Nou hierdie boek is 'n bietjie anderster as wat ons normaalweg hier het. Hy is redelik ernstig en hy bevat temas wat meeste mense bang is om voor te bring. So asseblief kykers, gaan lees 'n bietjie hierdie boek en as jy hom klaar gelees het, laat weet vir ons op ons social medias. Wat het julle gedink van hierdie boek en sy boodskap? Wel, kykers, ongelukkig is dit altyd wat ons het, maar moenie vrees nie, julle kan ons elke week kry met 'n nuwe episode, en as julle nie wil wag nie, gaan na OneUp toe, al ons episode is daar. Laat weet ons wat dink julle oor die boek, laat weet ons wat se emosies laat voel daai liedjie vir julle, en vertel ons in die kommentaar, wat is julle gunsteling dis? Hierdie was Blitsfokus, waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus maak.